die Kruiskinderkanaal. Vandag doen ons Parasha 15. Lang gelede was daar 'n woord so klein, net 2 letters in Hebreëus, maar so kragtig dat dit die wêreld kon verander. Hierdie woord kon konings laat vrees, gevange mense vrybring en die donkerste nag verlig. Daardie woord was Bo. Kan jy dit saam met my sê? Bo. Bo beteken gaan. Nie net stil staan nie, nie net veilig by jou huis wag nie. Bo beteken stap vorentoe, vertrou en volg Abba waar hy jou ook al lei. En hier is die wonderlike deel. God sê nooit Bo en los jou alleen nie. Hy gaan altyd met jou. Bo bestaan uit 2 letters. Die eerste letter is Bet. Bet beteken huis, binne en tuis. Abba wil in ons harte inkom, sodat waar ons ook al gaan, sy teenwoordigheid saam met ons gaan. Die tweede letter is Alef. Alef is stil, maar dit staan vir God se krag. Stil, sterk, maar onweerstaanbaar. Selfs wanneer ons nie die volgende stap kan sien nie, gaan Abba se krag met ons. Bo. God sê, gaan, stap vorentoe, my krag gaan met jou. Lang gelede was daar 'n skaapwagter, 'n eenvoudige man van die heuwels. Ja maats, dit was Moses. Abba het hom gestuur om met Farao te praat. In Eksodus 10 vers 1 het God vir Moses gesê, gaan na Farao. Moses het hard gesluk. Farao se paleis het geglinster van goud. Sy wagte was lank en groot. Farao self het op 'n goue troon gesit, so magtig en onbeweeglik soos 'n berg. Moses het gedink, Hoe kan ek hier staan? Hoe kan ek hom oortuig? maar God het weer gesê, Gaan, ek is by jou. Moses het diep asem gehaal. Hy het sy staf opgetel, hy het vorentoe gestap en gevoel Abba se onsigbare hand omlei. Farao, Het Moses dapper gesê. God sê, laat my volk gaan. Farao het gelag. Ek gaan nie luister nie. Ek gaan hulle nie laat gaan nie. En toe het donkerte gekom. Nie net 'n skadu nie, nie net 'n bewolkte dag nie. Dikke, swaar donkerte het die hele Egipte bedek. Mense het in die strate gestruikel, hulle het teen mure gestamp, hulle het gefluister en uitgeroep. Dit was so donker dat jy jou eie hand nie kon sien nie. Maak jou oë vir 'n oomblik toe. Stel jy daardie donkerte voor. Kan jy dit voel? Dis donker nie waar nie? Maar selfs in die donkerste nag het iets ongelooflik gebeur. Die huise van Abba se volk was gevul met lig. Abba se krag het met hulle gegaan, hulle veilig gehou. Selfs in die donker kon hulle sien. Selfs in die oomblikke was Abba se teenwoordigheid by hulle. In Eksodus 12 vers 1 tot 30 staan daar, daardie nag het God gesê, Gaan, stap vorentoe. gesinne het gehaas, alles gepak wat hulle kon dra. Kinders het hande vasgehou met hulle ouers. Lampies het geflikker terwyl hulle na die huise geloop het. Deure gemerk het met bloed van 'n lam of 'n bok, presies soos Abba beveel het. Abba gee deur Moses opdrag dat die Israeliete die bloed van 'n lam aan die deurkosyne van hulle huise moet smeer. Hy gaan as laaste plaag al die eersgeborenes doodmaak, maar almal binne die huise met bloed op die deurkosyne sou lewe. Dit was die eerste Pesach. Yeshua het ons deur sy eie bloed van die ewige dood kom red. Die Israeliete was gereed. In Eksodus 12 vers 31 tot 51 het Farao uiteindelik in die nag vir Moses en Aaron gesê, Gaan, neem jou volk en gaan. en hulle het gegaan in die oggend, stil maar vinnig die woestyn binne. Harte klop van vrees en opgewondenheid, stofvoete, wye oë en harte vol hoop. Hulle het die pad voor hulle nie geken nie, maar een ding wat hulle geweet het, Abba het gegaan met hulle. In Eksodus 13 vers 21 tot 22 het Abba voor hulle uitgegaan as 'n wolkpilaar gedurende die dag
en as 'n vuurpilaar gedurende die nag. Selfs wanneer die pad lank en onseker was, selfs wanneer hulle riviere moes oorkruis, heuwels moes klim of deur warm woestyne moes loop. God het gesê, Gaan, stap vorentoe, my krag gaan met julle. Jeremia 46 vers 27 tot 28 sê God vandag nog, Bo. Bo beteken dalk nie meer Egipte verlaat nie, maar dit beteken steeds gaan. Stap vorentoe met geloof, moed en vriendelikheid. Help dalk 'n vriend wat eensaam is by die skool. Bly staande wanneer iemand onregverdig behandel word. Bid wanneer jy bekommerd of bang is. Kies om vriendelik te wees wanneer iemand onvriendelik is. Elke stap is soos om uit Egipte te stap. Jy mag dalk nie die hele pad voor jou sien nie, maar Abba se lig en krag gaan met jou. Neem 'n oomblik en dink, is daar iets wat jy bang was om te doen? Maar Abba wil hê jy moet gaan. Romeine 12 vertel presies hoe dit lyk om vandag met Abba te gaan. Dit verduidelik hoe om lief te hê, vriendelik te wees, goed te doen vir ander, die gawes wat Abba jou gegee het te gebruik en nie moed op te gee nie. Dit is wat gaan met God beteken. Moed, liefde, aksie en geloof. Elke keer as jy vriendelikheid, dapperheid of eerlikheid kies, stap jy vorentoe met Abba. Sy krag en lig gaan met jou. Wanneer God Bos sê, sê hy, gaan, stap vorentoe, ek is by jou, my krag gaan met jou. En ons kan antwoord, wanneer God Bos sê, gaan ek met hom. Neem 'n stap vorentoe in jou verbeelding. Nog 'n stap. Hou jou hande op asof jy God se lig vang wat saam met jou gaan. Maak nie saak wat gebeur nie, ons kan altyd saam met God gaan. So kom ons sluit af met gebed. Abba Vader, dankie dat U altyd saam met ons gaan. Wanneer U sê Bo, help ons om nie bang te wees nie, maar om vorentoe te stap en op U te vertrou. Vul ons harte met U lig, selfs wanneer dit donker voel. Gee ons moed om lief te hê, vriendelik te wees en die regte ding te doen. Abba, ons kies vandag om saam U te gaan. Amen. Shalom!